In Markus 7 vers 1 tot 13 word daar 7 keer verwys na oorgelewerde menslike tradisies. In vers 3 praat Markus van die tradisie van die voorouers en in vers 4 kritiseer hy die fariseërs oor hulle oorgelewerde gebruike, soos byvoorbeeld die was van bekers, kruike, koperhouers en selfs hulle eetbanke of hulle stoele. In vers 4 praat die fariseërs self van die tradisie van hulle voorouers. En Jesus haal dit ook so aan in 'n verwysing na Jesaja 29. En net in die volgende vers noem hy dit die tradisie van mense. In vers 9 praat Jesus met die fariseërs oor hulle eie tradisies. En in hierdie kort gedeelte word vir die 7de keer daarna verwys in vers 13. Jesus is baie duidelik oor hierdie saak. Hy wys die dwaling van die fariseërs uit deur hulle daarop attent te maak dat hulle volgens hom in vers 8 die gebod van God versaak. En in vers 9 sê hy, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif. In vers 13 som Jesus dit op deur hulle te waarsku, so ontneem julle die woord van God sy gesag deur die tradisie wat julle oorgelewer het. Nou wat presies bedoel Jesus met die gebod van God in hierdie gedeelte? Wanneer ons na die volgende gesprek van Jesus gaan kyk, sal ons dit ook nog beter verstaan. Hy praat hier van ons harte, en spesifiek die nuwe hart wat God vir my en jou deur die verdienste van Jesus Christus en deur die werk van die Heilige Gees gegee het. Jesus het vir ons die nuwe gebod gegee, liefde. Hy sê dit uitdruklik in Johannes 13 vers 34, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En wanneer Jesus die skrifkenners antwoord op hulle vraag oor die grootste gebod, daar in Markus 12 van vers 28 af, sê hy, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die werkwoord daar, die gebod, die opdrag is agape, om onvoorwaardelik en onselfsugtig en eerste lief te hê. Vir die fariseërs was dit belangriker om die oorgelewerde reinigingsvoorskrifte na te kom, die rituele van hande was en selfs jou stoel waarop jy gaan sit om te eet. Hoe oppervlakkig is dit nie, belaglik selfs. In Markus 3 was die fariseërs so kwaad vir Jesus omdat hy op die Sabbat iemand genees het, dat hulle hom wou doodmaak. Ek en jy mag dit nooit doen nie. Dink 'n bietjie daaroor. Ons mag nooit mensgemaakte tradisies belangriker ag as God se liefdesgebod nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons nie net kom leer het nie, maar ook kom wys het wat U nuwe gebod vir ons is, om lief te hê. Help my ook om U lief te hê met my hele hart, siel, krag en verstand, en om waarlik my naaste lief te hê soos myself. Bewaar my daarvan dat ek ooit U gebod op sy sal skuif vir mensgemaakte tradisies. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.